Ina Lessing van Lusthof naby Modimolle in Limpopo se Kroos wou verder gaan leer en toe leen sy geld by haar skoonpa en begin konfyt kook. Met 5 talentvolle kinders wat verder wou studeer, het ons Lessings gou geweet. Die drome van 'n volstruisboerdery gaan nie vir ons 'n verepaleis bou nie. Min het ek geweet, daar is 'n konfytpot aan die einde van die reënboog. Met my ma as voorbeeld voor die stoof en my kennis as huishoudkundige onderwyseres, was die volgende stap logies. Dan kook jy. Maar wat kook jy? Op enige boereplaas, konfyt, natuurlik. Die onderneming het begin met die verwerking van stamvrugte en maroulas op 'n 2-brander gasstoof en so 200 bottels konfyt, en dit het nou later aan 19 jaar later gevorder na 40 verskillende soorte konfyte wat verwerk word met 60 gaspunte en tot en met 20 arbeiders. En die arbeiders word 1 keer per jaar met die trein na die Kaap geneem, waar ons vir 6 weke 'n pakstoor huur om die vrugte van die boorde af te verwerk. 'n Rekord van 5000 bottels is al op 'n dag gekook. Unieke produkte uit ons plaaskombuis is onder andere stamvrug, nastergal, granaat en kombinasie van vrugte en russie konfyte wat deesdae ook baie gewild is. Die stroopafval word aan die kinderhuis geskenk. Die ouetehuis en die arbeiders word ook gereeld van konfyt voorsien. Nou die manier van verpak is baie belangrik. Ons het besef die feit dat jy deur die glasbottel kan sien waarborg op sigself die kwaliteit van die produk. So bemark die produk eintlik homself. Hierdie is 'n familiebesigheid waar my man Dani my steunpilaar is en waarby byna al die kinders betrokke is. As jy met een van my kinders trou, dan moet jy weet, die konfytprojek is deel van die pakket. My oudste dogter het onderwys bedank, en sy is nou voltyds besig vanaf Centurion, waar ons konfytdepot is, en my seun en sy vrou oorweeg dit ook sterk om binnekort by die konfytbesigheid in te skakel. Dan sal dit 'n volwaardige familiebesigheid word, en so sal die goue etiket gewaarborg wees vir die toekoms. Tog sal ek die leerskool vir niks verruil nie. Waar 'n deur toeklap, of sal ek sê, 'n volstruis omkap, het 'n konfytbottel letterlik en figuurlik vir my oopgegaan.